Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Ware en valse herlewings. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Matteus hoofstuk 7 verse 16 en 17. Voor die finale besoeking van God se oordeele oor die aarde, sal daar onder die volk van die Here so 'n herlewing van primitiewe godsvrug wees, soos nog nie sedert die apostoliese tye gesien is nie. Die gees en krag van God sal op sy kinders uitgestort word. In daardie tyd sal baie hulle self afsonder van daardie kerke, waarin die liefde vir hierdie wêreld, die liefde vir God en sy woord vervang het. Baie, beide predikante en mense, sal met graagte daardie groot waarhede aanvaar wat God in hierdie tyd laat verkondig het, om 'n volk voor te berei vir die Here se tweede koms. Die vyand van siele begeer om hierdie werk te belemmer, en voordat die tyd vir so 'n beweging aanbreek, sal hy probeer om dit te voorkom deur 'n namaaksel in te voer. In daardie kerke wat hy onder die misleidende mag kan bring, sal hy dit laat lyk asof God se spesiale seën uitgestort word. Daar sal gebeure wees wat as groot godsdienstige belangstelling beskou word. Waar mense die getuienis van die Bybel verwaarloos en wegdraai van daardie duidelike, sieltoetsende waarhede wat selfverloning en afstanddoening van die wêreld vereis, daar kan ons seker wees dat God se seën nie geskenk word nie. 'n Verkeerde opvatting van die karakter, die ewigdurendheid en die verpligting van die goddelike wet het gelei tot foute met betrekking tot bekering en heiligmaking en het daartoe gelei dat die standaard van vroomheid in die kerk verlaag is. Hier is die geheim van die gebrek aan die gees en krag van God in die herlewings van ons tyd te vind. Slegs wanneer die wet van God tot sy regmatige posisie herstel word, kan daar herlewing van primitiewe geloof en godsvrug onder sy belydende volk wees. So sê die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is en wandel daarin, dan sal julle rus vind vir julle siele. Jeremia hoofstuk 6 vers 16.